Lately I've been reeling, watching the nightly news. Don't seem to find the rhythm, just wanna sing the blues. Feels like a song that never stops. Feels like it's never gonna. Gotta keep that fire back in my bones before my heart turns into stone. So somebody please pass the megaphone. I'll shout it on the count of three. Oh, 1, 2, 3. Oh, hear my breath at night. I'm singing to the sky. Give me strength to raise my voice. Let me testify. Oh, hear my breath at night. 'Cause this is do or die. This is come to make a choice, and I choose joy. Let it move you. Let it move you. Let it move you. Yeah, I choose joy. Let it move you. Oh, let it move you. Oh, let it move you. Yeah, like when I was younger, my eyes were full of life. But now that I am older, I live at the speed of light. Feels like the cycle never stops. Feels like it's never gonna. Gotta get that fire back in my bones before my heart turns into stone. So somebody please pass the megaphone. I'll shout it on the count of three. Yeah. 1, 2. Oh, hear my breath at night. I'm singing to the sky. Give me strength to raise my voice. Let me testify. Oh, hear my breath at night. 'Cause this is do or die. The time has come to make a choice, and I choose joy. Let it move you. Let it move you. Let it move you. Yeah, I choose joy. Let it move you. Oh, let it move you. Oh, let it move you. Though I walk through the valley in the shadow of night, oh, you by my side and stepping into the light. I see joy. Let it move you. Let it move you. Let it move you. I need that joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart to stay. I need that joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart to stay. Oh yeah, and I choose joy. Oh yeah, yeah, let it move you. Yeah, I choose joy. Let it move you. Oh, let it move you. Yeah, let it move you. Though I walk through the valley in the shadow of night, oh, you by the side and stepping into the light. I choose joy. Let it move you. Yeah, let it move you. Yeah, let it move you. I need that joy, 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 joy down in my heart to stay. I need that joy, 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 joy down in my heart to stay. Goeiemôre julle. Goeiemôre almal wat daar by die huis of by die see of by die berge of by die bos inskakel. Geseënde Kersfees vir julle almal. Ja, dis 'n voorreg dat ons hier vanoggend by mekaar kan wees. Hierdie song wat ons nou net gesing het, is woorde wat direk uit Lukas 2 uitkom. Ek lees dit sommer vir ons. Lukas 2 sê, het die engel vir hulle gesê, moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk bestem is. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die verlosser gebore, Christus die Here. 'n Goeie tyding met groot blydskap.
En baie van ons ervaar dit in hierdie tyd, nê. Ons het gisteraand of vanoggend, ek weet nie wanneer doen julle dit nie, het ons geskenke uitgedeel en om daai glimlaggies op die gesigte van die kinders te sien is special. Die gammon is hopelik al in die oond en die skaapbout is al amper reg en julle maage honger al vir daai ding en julle wat daar by die see inskakel, julle het lekker gister op die strand spandeer en dis 'n tyd waar familie bymekaar kom en familie kom van ver af en spandeer hierdie tyd bymekaar. Dit is vir baie van ons is dit 'n tyd van groot blydskap. Maar as ek eerlik kan wees, is hierdie ook nie vir almal 'n tyd van groot blydskap nie. In hierdie tyd word ons baie keer herinner, dis dalk daai eerste Kersfees sonder daai een persoon in jou lewe. Of is 'n tyd wat jy en iemand in jou gesin baie konflik ervaar. Is 'n tyd wat jy net weer herinner word oor hoe eensaam jy is. Of hoe baie mense jou teleurstel. En ek het dit 'n ander dag ook gesê, ons romantiseer baie keer Kersfees. En ons dink oor die Kersfees was soos dat ons dit nou ervaar. Dis hoe daai eerste Kersfees was, maar dit was nie. Daai eerste Kersfees was daar onderdrukking. Daar was armoede, daar was die Romeine het oorgeneem in Israel en die Jode het baie swaar gekry. Die vraagtekens agter Maria en Josef was groot geweest, want hoe kan dit wees dat 'n ongetroude vrou 'n kind kry? Dink net aan al die kindergesprekke wat daar in daai gesinne plaasgevind het. Hulle is op pad Bethlehem toe en daar's nie eens plek vir hulle in 'n huis nie. Hierdie kind word tussen diere gebore. Hierdie gevoelens was alles behalwe blydskap en goeie tyding, maar tog sê die engel vir hulle, hoorie, ek kondig 'n tyd van groot blydskap aan. Sien wat hierdie paar woorde vir ons sê is dat vreugde daag nie op as die lewe maklik is nie. Vreugde daag nie op as die lewe uitdraai soos wat jy gedink het dit gaan uitdraai nie. Vreugde het nie opgedaag vir Maria en Josef omdat hulle die lotto gewen het of omdat daar nie meer onderdrukking was of omdat die lewe net lekker was nie. Vreugde het opgedaag want die lewende God, die skepper van hemel en aarde, die een wat tyd geskep het, wat voor tyd daar was, het besluit om self mens te word. Die Johannes Evangelie praat oor hierdie geboorte verhaal, net eintlik in 'n paar woorde. Johannes 1 skryf, Johannes sê dit so, hy sê die woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat hy as die enigste seun van die Vader het, vol genade en waarheid. Die woord het mens geword en onder ons kom woon. Dis 'n amazing idee. Die slim teoloog praat van hierdie konsep as die inkarnasie, dat God self tussen ons kom bly het. Dat hy in die gemors, in die konflik, in die donker gekies het om sy voete hier vol stof te kom maak. En dis hy wat vreugde bring. Dis hy waarvan die engel praat. Dis hy wat vir ons oneindige vreugde kan en sal gee. Ons is besig met hierdie reeks Surprise by Joy wat ons by die Kerssangfees ingestel het en ons het nou al gepraat oor hoe ons surprise by joy kan wees ten midde van swaar kry. Hoe ons surprise by joy kan wees deur bekering, deur repentance. En verlede week het ons gesê, hoor ons kan surprise by joy wees in ons gestuurdheid, in ons mission. Vandag kyk ons na die bron van vreugde, na die bron van joy. En ons kyk hoe ons surprise by joy kan wees in Jesus. Nou, Johannes skryf verder in sy evangelie, skryf hy oor hierdie konsep dat Jesus tussen ons kom bly het. En hy skryf ook oor dat Jesus ons uitnooi om by hom of in hom te bly. En dis ons teksgedeelte vanoggend. Ek wil graag vir ons uit Johannes 15 uitlees. Maar voor ons lees, kom ons bid net en ons praat met die Here.
Here, dankie vir hierdie dag, soos Van Wyk ook nou gesê het, dankie dat ons hierdie dag en hierso saam sit, juis as gevolg van U. Dat U gekies het om tussen ons te kom woon, om tuis te kom wees tussen ons, om tussen ons te kom bly. Dankie dat ons dit vandag kan onthou. En dankie dat daardie herinnering ons met groot vreugde vul. Sommige ons gebed vanoggend, dat nou met die lees van die woord en die saamgesels vir die res van die diens en saam kuier na afloop van die diens en die eet na die tyd en al die goed wat vandag en die res van die vakansie, die res van die Kerstyd hier uit sal gaan voortspruit, Here, dat dit U groot naam sal eer en dat dit aan U hulde sal bring. Ons bid dit in U groot en heilige naam. Ons almal sê amen. Kom ons lees saam uit Johannes 15 uit. As julle die Bybel sê het, kan julle saam met my daar oopmaak. Ons lees daar vanaf vers 1. Ek is die ware wingerdstok en my Vader is die boer. Elke loot aan my wat nie vrugte dra nie, sny hy af, maar elkeen wat vrugte dra, snoei hy reg, sodat dit nog meer vrugte kan dra. Julle is alreeds reg gesnoei deur die woorde wat ek vir julle gesê het. Julle moet in my bly en ek in julle. 'n Loot kan nie uit sy eie vrugte dra nie, as hy nie aan die wingerdstok bly nie, en so ook nie julle, as julle nie in my bly nie. Ek is die wingerdstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, dra baie vrugte, want sonder my kan julle niks doen nie. As iemand nie in my bly nie, word hy weggegooi soos 'n loot en hy verdroog. Die mense maak sulke lote bymekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. As julle in my bly en my woorde in julle, vra dan net wat julle wil hê en julle sal dit kry. My Vader word juis daardeur verheerlik dat julle baie vrugte dra en my disippels is. Soos die Vader my liefhet, het ek julle ook lief. Julle moet in my liefde bly. As julle my opdragte uitvoer, sal julle in my liefde bly, net soos ek die opdragte van my Vader uitvoer en in sy liefde bly. Dit sê ek vir julle, sodat my blydskap in julle kan wees en julle blydskap volkome kan wees. Dit is my opdrag. Julle moet mekaar lief hê, soos ek julle liefhet. Jesus sê dit hierso herhaalde keer, julle moet in my bly, julle moet in my bly. Die Griekse woord wat hy hier daarvoor gebruik is meno, en hy gebruik dit meer as 10 keer in hierdie paar verse. Dis dieselfde woord wat Johannes in Johannes 1 gebruik het, om te sê, Jesus het tussen ons kom bly. Jesus het homself tussen ons kom tuis maak. Jesus het tussen ons kom woon. En hier is Jesus se uitnodiging dan vir ons, as 'n reaksie daarop, om te sê, maar kom bly julle dan ook in my. Kom leef julle ook connected aan my. Kom maak julle self ook tuis in my. Sien, Kerstyd kom herinner ons juis daaraan, dat Jesus tussen ons kom bly het. Maar dit herinner ons ook daaraan, dat hy nie net hier kom bly het, om die lewe lekker te maak nie. Hy het hier kom bly, om ons uit te nooi, om in hom te bly. Sien, met Kerstyd kom Jesus nie, en hy gee vir ons 'n klomp quick fixes, of 'n klomp life hacks, of 'n klomp cheat codes, om te dink, as ek net dit doen, dan gaan ek vreugde ervaar nie. Hy nooi ons vir connection. Hy nooi ons om in hom te bly, want hier is die ding. Jesus weet dat waar jy bly, bepaal hoe jy lewe. Dat waar jy jou hart tuis maak, daar waar jy die meeste aan connected is, bepaal die res van jou lewe. Baie van ons is baie connected aan social media. Dis die platform of die ding waaraan ons meeste aandag gee. En ek kan jou amper 'n brief gee, as jy jou connection baseer op social media of op jou elektroniese device, dan is die kans goed dat jy baie kort van draad gaan wees, dat jy baie aandag afleibaar gaan wees, dat jy baie maklik die heel dag net sit en scroll,
dat jy die heeltyd maklik distracted kan wees en dat niks regtig jou kan vervul nie, want jy soek net daai volgende reel wat jou 'n smile op jou gesig gaan gee. Ander van ons dink nee, ons plaas ons hoop, ons connection op die idee van plesier. Dat as ek net nog daai een drink, nog net een drink, dan gaan ek gelukkig wees. Of as ek net daai een ding nog kan koop, as ek net daai een geskenk nog kan kry, dan gaan ek werklik gelukkig wees. As ek net daai een deal nog kan beklink, dan gaan ek gelukkig wees. Maar so kry ons dit reg om hierdie leegheid, die pyn wat ons saam met ons dra, te nam en te onderdruk en nooit regtig by genesing uit te kom nie. En so kan ek voorbeeld na voorbeeld gee om te sê, hoorie, ons soek 'n plek om te bly. Ons soek om ons hart ergens 'n tuiste voor te maak. Ons soek iets om mee te connect, of dit nou jou werk is en of dit sukses is of 'n aanvaarding is, iets soek ons om te connect. En die vraag is, waar bly jy? Dit is nou nie om te sê jy bly stil nie of jy bly in Ferry Glen nie. Die vraag is, waar bly jy? Aan wat is jy diep connected? Wat is daai ding? Kersfees kom herinner ons dat Jesus tussen ons kom bly het. En dat hy dit juis moontlik kom maak het om met hom te kan connect. Ons leef in hierdie wêreld, leef ons veral in die weste, dink ons dat ons moet iets doen, moet iets behaal, moet iets bereik om vreugde te kan kry. Hier in Kersfees kom sê Jesus, nee, jy kan dit net ontvang. Jy kan net terugsit, want ek het alreeds iets kom doen. Ek het dit behaal, ek het dit bereik. Sien, ons dink, hoorie, as ek sukses behaal, as ek beheer het, as ek baie besittings het, as die omstandighede om my net perfek is, as daar nie meer geweld en misdaad is nie, as ek veilig voel, dan gaan ek werklik vreugde bereik. Jesus sê nee. Ek het gekom om jou te bereik. En dis wat vreugde gee. Dis die amazing ding wat ons geloof heeltemal en totaal en al anders maak as al die ander gelowe. Die Jode moet die wet onderhou. Hulle moet 'n klomp goed doen om by God te kan uitkom. Die moslems moet die 5 pilare volg. En hulle moet al daai goeders baie onderdanig en gedissiplineerd doen om by Allah uit te kom. Die Hindus het hulle manier wat jy moet doen om by nirvana uit te kom. So kan jy kyk na elke liewe geloof wat daar is. Is daar 'n sekere klomp stappe wat jy moet doen, wat jy moet bereik om by God te kom. Kersfees kom sê ons nee, God het dit gedoen om by ons uit te kom. Want die Here weet, ons soek iets om ons harte aan te connect. Ons soek iets om ons harte by tuis te maak, om ergens te gaan bly. John Comer sê dit so, hy sê, the question isn't, are you abiding? Bly jy ergens nie? It's, what are you abiding in? All of us have a source we are rooted in. A kind of default setting we return to, an emotional home. It's where our minds go when they're not busy with tasks, where our feelings go when we need solace, where our bodies go when we have free time, and where our money goes after we pay the bills. We will make our homes somewhere. The question is, where? So, op hierdie Kersdag, wat ons herinner word dat Jesus tussen ons kom bly het, en dat hy vir ons wil vreugde gee. Johannes 15 vers 11 sê dit so mooi, vreugde, ek wil my blydskap, my vreugde vir julle gee, en dat dit volkome in julle sal wees. Op hierdie Kersdag is die vraag, waar soek jy dit? Waar bly jy? Want jy soek dit. Jy is connected aan iets. Die vraag is, wat is dit?
Dis soos my foon, ek seker julle het gewonder hoekom staan my foon heel diens hier, so om te kyk of julle vir my Kersboodskapie stuur. As ek hierdie foon nie ingeplug hou in die krag nie, en ek gebruik hom, dan werk die skerm, hy het nog krag, die apps werk en so aan, maar solanger as ek hom gebruik en solanger as ek aangaan, dan loop die krag uit. En ergens, dan loop hy leeg. Dan het hy nie meer krag nie. Dis hoe dit baie keer met ons gaan. Ons dink ons kan sonder die Here, ons dink ons kan sonder die Here se vreugde, ons kan sonder Jesus, ons kan sonder dat ons connected aan hom is, kan ons aangaan met lewe. Ja, jy kan. Jy gaan vreugde vind, maar dit gaan ergens uitloop. En dan gaan jy sonder krag sit. En jy gaan leeg wees. Of julle het al almal daai gevoel gekry en jy vlieg ergens heen en jy kom op 'n ander land se lughawe en jy wil net gou vir jou familie laat weet, hoor jy, ek's veilig. Ek's veilig hier in Istanbul of waar ook al. Maar jy het nie data nie. En nou maak jy jou wifi oop en jy gaan soek net iemand se wifi, free wifi. Ek koop net die free wifi. En jy klik daar eers teen airport free wifi, klik op hom en jy doen daai dredde ding want jy weet nie of iemand jou gaan hack nie. En as jy daai boodskap wil stuur, dan sê hy no internet access. En dan loop jy 'n bietjie verder en jy kom daar by 'n restaurant aan en jy connect aan daai ding se wifi en hy sê vir jou limited access. En jy kry net nie daai boodskap uitgestuur nie tot jy by 'n ware bron uitkom van data. Tot jy either vir jou SIM-kaart koop of ergens by wifi connect. Dan kan jy daai boodskap uitstuur. Dis hoe dit werk met ons ook. Ons is dikwels op soek na connection met iets wat ons dink oor dit gaan vir ons werklik vreugde gee. Dit gaan ons maak dat ons surprised is by joy. Net om uit te vind limited access. No internet access. Jesus het gekom om met ons te connect. Hy het gekom om tussen ons te kom bly. Dis wat ons met Kersfees vier. Hy het gekom om vir ons vreugde te gee. En dit in totaliteit, volkome blydskap. So die groot vraag is, aan wie is jy connected? Waar is jou emosionele tuiste? Waar bly jy? Die tweede ding wat duidelik is uit hierdie teksgedeelte, is dat waar jy bly, bepaal wie jy word. Hoor hoe sê Jesus dit in Johannes 15 vers 5, hy sê, ek is die wingerdstok en julle die lote, wie in my bly en ek in hom, dra baie vrugte. Want sonder my, kan julle niks doen nie. Sien, dit wat jy aan connect, lewer 'n sekere klomp vrug op. Jy dink oor nee, ek leef as gevolg van Jesus, maar jy moet diep binne in jou gaan soek, dat jy nie angstig is as gevolg van jou connection nie. Dat jy nie kort van draad is as gevolg van jou connection nie. Dat jy nie distracted is as gevolg van jou connection nie. Dat jy nie by die seer verbykom as gevolg van jou connection nie. Want dit waarna jy connected is, het 'n effek op jou lewe. Aan wie jy connected is, bepaal jou lewe. Jesus kom sê hierso, hy sê, kom bly in my, kom lewe connected aan my en jou lewe sal bekend wees. Jy sal vrug in jou lewe sien en dit sal die vrug wees van liefde en vreugde en vrede en geduld en vriendelikheid en goedhartigheid en getrouheid en nederigheid en selfbeheersing. As jy connected leef aan my, dan sal mense dit in jou lewe kan sien. Maar bly in my.
Sien, Jesus kom nooi ons hierso om twee plekke gelyktydig te wees. Ons dink baie keer as ons in Jesus wil bly, as ons tuiste in hom wil maak, dan moet ons amper soos 'n woestynvader daar ergens in die woestyn in totale afsondering gaan leef, of soos 'n monnik, net ek en hy alleen die heeltyd stil word retreats hou, en dis wanneer ons dit gaan regkry. En dis ja, dit kan help, maar dis nie heeltemal die geval nie, want sodra jy weer terugkom hier in die hassel en die bassel in die stad, dan sukkel ons om dit reg te kry. Maar Jesus nooi ons eintlik hier om twee plekke gelyktydig te wees. Om die kerstafel en saam met hom. Op die strand en saam met hom. In die berge en saam met hom. In die kar en saam met hom. By die werk en saam met hom. Om die vuur en saam met hom. Jesus wil hê jy moet bewus wees van sy teenwoordigheid oral waar jy gaan. Nie net hier wanneer ons hier by mekaar is nie. Dis wat dit beteken toe hy tussen ons kom bly het. Sodat ons saam met hom kan bly. En weet julle, hierdie is nie 'n vinnige proses nie. Dis nie 'n flashy proses nie. Dis nie iets wat jy nou 'n commitment teenoor maak en môre kry dit reg en jy sien Jesus oral en jy ervaar Jesus oral waaroor ook al jy gaan nie. Dit gebeur stadig. Langdurig. Eugene Peterson skryf dit so, hy sê, to follow Jesus Christ, of hy sê, the Christian life is a long obedience in the same direction. So om daagliks te kies om Jesus te volg, om daagliks te kies om aan hom jou aandag te gee, om daagliks te kies om aan hom connected te bly, om daagliks te kies om in sy ritme te leef, om daagliks te kies om in hom te bly. En dis nie rocket science nie. Baie keer maak ons hierdie connection met die Here, maak ons in ons koppe baie moeiliker, asof jy die hele tyd op 'n spiritual high moet wees, maar dit is nie. Dit is om konstant en daagliks die Bybel oop te maak, en Jesus so goed as moontlik te leer ken in die Bybel. Dis om vir jou familie en jou vriende en jou gemeenskap van gelowiges en jou vyande, om vir hulle te bid daagliks, om saam met jou geliefdes te bid daagliks, om daagliks tyd saam met die Here te spandeer deur gebed. Dis om te commit aan 'n gemeenskap van gelowiges, om nie net Sondag na Sondag in die kerk te sit nie, maar om betrokke te raak, om jou hande vuil te maak, om te dien, om deel te word van 'n klein groep. Daar's soveel verskillende maniere hoe ons connected kan bly aan die Here. Ons moet net dit doen en ons moet kies om dit op 'n lang termyn te doen. A long obedience in the same direction. Dis wanneer ons dit kan regkry om connected aan hom te bly, in hom te bly. Dawid het dit reg gekry. Hy skryf in Psalm 16, skryf hy, U leer my hoe om te lewe. By U is daar oorvloedige blydskap. Uit U hand kom net wat mooi is. U leer my hoe om te lewe. By U is daar oorvloedige blydskap. Uit U hand kom net wat mooi is. Ons kan surprised wees by joy in Jesus. Want die engel was nie verkeerd nie. Saam met hom het 'n tyd van groot blydskap gekom. Want blydskap het 'n naam. En sy naam is Jesus. Blydskap het gekom om tussen ons te kom bly. En sy huis hier by ons op te slaan. Reg deur die geskiedenis is daar soveel verskillende inspirerende verhale van mense wat se lewens aangeraak is. Mense wat se lewens totaal en al getransformeer is nadat hulle Jesus Christus ontmoet het. Ek lees hierdie week 'n inspirerende verhaal van 'n Japaneese martelaar. Eerste Christene het in 1549 in Japan aangekom.
En hulle die evangelie daar begin versprei en die Japaneese regering of ek kan nie onthou wat hulle leiers was nie, was aanvanklik baie pro-Christendom, maar toe kom hulle agter hoorie maar dit trek mense se aandag af en ewe skielik ag mense nie ons is die belangrikste nie, ag hulle Jesus is die belangrikste en so besluit hulle toe, hulle kan nie toelaat dat Christene seevier in Japan nie. En in 1597 word die eerste Christen martelare gekruisig in Nagasaki. En van daar af is daar ontsettende vervolging teen Christene in Japan om te probeer om hierdie volgelingskap, hierdie connectedness met die Here om dit te probeer stopsit. Een Japaneese Christen wat in 'n tronk sit, wat wag om dood te gaan, skryf hierdie brief in 1622. Hy sê, "Oh, if you taste the delights with which God fills the souls of those who serve him and suffer for him, how would you condemn all that the world would promise? I now begin to be a disciple of Jesus Christ, since for his love I'm in prison, where I suffer much. But I assure you that when I'm fainting with hunger, God has fortified me by his sweet consolations, so that I have looked upon myself as well recompensed for his service. And though I were yet to pass many years in prison, the time would appear short through the extreme desire which I feel of suffering for him, who even here so repays our labors. Besides our sickness, I've been afflicted with a continual fever 100 days without any remedies or proper nourishment. Yet, all this time, my heart was so full of joy that it seems to me too narrow to contain it. I've never felt any equal to it, and thought myself at the gates of paradise." Sit 'n ou in die tronk, besig om van die honger te vergaan, besig om dood te gaan van koors. En hy sê, hoor die vreugde wat hy in Jesus ervaar het, is so groot, dit voel asof sy hart dit nie kan vat nie. Maak nie saak hoe sy omstandighede lyk nie, dit voel vir hom asof hy in die paradys is. Dis daardie tipe vreugde wat ons harte kom oorneem wanneer ons dit vir Jesus gee. Wanneer ons hom ons emosionele tuiste maak. Wanneer ons in hom bly en connected aan hom leef. Jesus het gekom. Hy het tussen ons kom woon. Juis sodat ons saam met hom kan woon. Kom ons praat met die Here. Here, op hierdie Kersoggend sit ons in awe oor dat U, die lewende God, die skepper van hemel en aarde, besluit het om hier tussen ons te kom bly. Om die aarde, hierdie stowwerige strate, hierdie donker, die gemors, die hartseer, om dit die adres te kom maak. En daarvoor kan ons nie anders as om te sê, dankie nie, Here. Dankie dat U naby gekom het. Dankie dat U Immanuel is. Dankie dat vreugde nou 'n naam het. Daardie naam is Jesus Christus, ons Here. Here, U ken my hart. U ken ons almal se harte. U weet hoe dikwels ons emosionele tuiste, ons hartsbegeerte, ons diepste connection nie by U plaas nie, maar ergens anders plaas. Ons baie keer dink nie oor maar as ek dit behaal, as ek dit bereik, as ek aan dit connected kan wees, dan sal ek werklik gelukkig wees. Volgend wil ons harte, ons koppe, ons totale wese weer vir U gee, Here. En sê, word U die leier van ons lewens,
Word U die vergewer van ons sondes, Here. Ons wil connected aan U leef. Ons wil U ons hoogste prioriteit maak. Juis omdat U dit vir ons kom doen het. Juis omdat U deur U self, deur die plaasvervangende, versoenende liefde dit kom moontlik maak het. Here, daarom kan ons nie anders sing as om te sê U naam is die grootste, U naam is die hoogste, U naam staan bo alle name, Here. Saam met die engele wil ons vanoggend sing holy, saam met die res van die skepping wil ons vanoggend sing U is heilig en U sal vir ewig heilig wees. Dankie dat U naam Immanuel is. Dat U tussen ons kom bly het. Ons eer U daarvoor. Mag jy hierdie Kerstyd weer kies om in Hom te bly, omdat Hy tussen ons kom bly het. Mag jy ook onthou asseblief as jy nou lekker gammon en skaapbout geëet het, dat ons Sondag nie 'n erediens het nie, so moet asseblief nie opdaag nie. En ja, mag jy die res van die Kerstyd in volgende jaar aanhoudend, konstant, 2 plekke gelyk wees, omdat jy in Hom is, in Hom bly en ook waar ook al jy is.